Goeiemôre, dit is Vrydagoggend 21 Maart 2025 en ek groet julle hier vanaf die walle van die Groot Rivier, waarvan die vlakke oor die afgelope paar dae stadig gestyg het, maar ons is nog nie naaste by die hoë vlakke van die rivier wat ons in die vorige seisoen by 4 geleenthede gehad het nie. Maar die vlakke is aan die styg op die oomblik en ons hoop maar ook vir nog goeie reën. Ons hoor van goeie reën dwars deur die land, maar ons hoor ook van baie skade wat gelei word as gevolg van die goeie reëns wat val. Weereens gaan dit oor onderhoud en gaan die onderhoud gedoen kan word of die herstelwerk gedoen kan word vir dit wat as gevolg van hierdie swaar reën beskadig is in die proses. Vanoggend wil ek met julle gesels oor die pas bekendmaking of oopstelling van die JF Kennedy sluipmoordaanval, die CIA dokumentasie en vir amper 60 jaar was hierdie gebeure rondom Kennedy versluier in geheimhouding en geheimsinnigheid. En ja, daar was baie bespiegelinge wat die ronde gedoen het. Almal het gesê, ja, dit is die CIA wat agter hierdie sluipmoordaanval gesit het, ook agter 'n paar ander sluipmoorde gesit het. Nou is daardie leers oopgestel. Dit is dus inderdaad die CIA wat die skietwerk laat doen het op Kennedy. Maar dis meer duidelik nou dat die groter mag agter dit was, soos die een verslag sê, die Jode. Want as die CIA van Kennedy ontslae sou raak, met ander woorde hom in 'n sluipmoord sou skiet, dan sal hulle ongekende finansiering van Jode ontvang. En dit is gedokumenteer. En dan kom die woord Israel dwars deur die dokumente kom dit voor. Ons weet dat kort voor die oopstelling van hierdie JFK dokumentasie was daar gevra en gesê weer deur die CIA dat die woord Israel moet uit die dokumentasie uitgehaal word. Maar dit is nie. Dit is toe nie doodgetrek nie, nie toegemaak nie. En ewe skielik is dit vir die hele wêreld om te sien dat as gevolg van druk van Mossad af om van Kennedy ontslae te raak, het dit gelei daartoe dat die CIA hom doodgeskiet het in 'n poging om die mag van die Jode agter dit weg te steek. Want waaroor het dit gegaan? Nou Kennedy was een van die ouens wat gesê het, hy wil die CIA ontbind, hy wil dit skoonmaak, hy wil dit weg hê, dat dit weer 'n betroubare Amerikaanse inligtingagentskap kan word, wat deur die inwoners vertrou word. Baie dieselfde as wat Donald Trump dan sê. Dit is baie interessant dan ook dat Kennedy teen 'n atoomwapenontwikkeling deur Israel was. Kennedy het openlik gesê dat Israel in die Midde-Ooste nie oor 'n kernwapen mag beskik nie. En ons weet dat baie kort na die sluipmoord op Kennedy is die inligting is toe wel aan Israel oorgedra. En dit het daartoe gelei dat Israel uiteindelik sy eie atoombom ontwikkel het en dat hulle vandag oor daardie wapens beskik. Later jare het ons gesien hoe Israel ook saam met Suid-Afrika
'n atoomwapen vir Suid-Afrika help ontwerp het. Baie geskoei op die inligting en materiaal en tegniese besonderhede wat hulle dan in die Lyndon Johnson era ontvang het. En Lyndon Johnson was natuurlik die visiepresident in die tyd van Kennedy en het dan daar by Kennedy oorgeneem. Maar dit is wat interessant is hierdie belofte dat daar groot geld aangekoppel was vir die CIA. Sou hulle van Kennedy ontslae raak. Dan sien ons ook uit hierdie dokumente wat nou vrygestel is, oopgestel is, sien ons dan ook dat die Clinton se e-mails, Hillary Clinton se e-mailsage kom nou weer na vore. Dat sy inderdaad in die proses van vervolging was, of ten minste dat sy haarself blootgestel het aan vervolging omdat sy doelbewuste nalatigheid en oortreding van sekere wetgewing op inligting oortree het. En dit sê dan ook dat Obama was die een wat vir die departement van justisie sowel as die CIA opdrag gegee het en die FBI om nie vir Hillary Clinton te vervolg nie. Interessant dat George Bush, dis nou senior, dat hy ook geïmpliseer word in hierdie Kennedy sluipmoord, want hy self was ook by die CIA by betrokke gewees. Ons sien dan ook dat daar na verskeidenheid van goed gebeur het, soos byvoorbeeld die feit dat John F. Kennedy Jr., dis nou die seun van JFK, dat hy by 'n stadium gesê het, dat Joe Biden is 'n verraaier, dat Joe Biden, en toe was hy senator, is 'n verraaier teen Amerika. En hy het ook inligting gehad wat baie inkriminerend was teenoor die Hillary Clinton. En kort daarna het sy ligte vliegtuig waarmee op pad huis toe was, ergens oor die see neergestort en die black box is nooit gevind nie en alles het maar net eenvoudig 'n stille dood gesterf. Nou ons weet dan ook dat daar RF Kennedy senior was ook geskiet. En dit wil blyk of alles op 'n sekere mate na dieselfde vingers toe wys. En elke keer wanneer daar iemand op die toneel gekom het wat gesê het, tot hiertoe en nie verder nie, kom ons ondersoek hierdie CIA, kom ons soek hulle hanteerders. En dan gaan kyk jy na die Epstein-files, en jy besef skielik dat Epstein was 'n Mossad agent gewees, 'n Mossad 'n bron, iemand wat aktief daaraan deelgeneem het, aan hierdie Israeliese inligtingsdiens, en dat die Epstein-eiland doelbewus geskep was, waar hulle alle belangrike politieke figure onthaal het, en dan kon afpers om hulle die Israeliese wil op die Amerikaanse regeringsamptenare af te dwing. So Epstein-eiland was eintlik die plek waar die afpersing van elkeen wat daai eiland besoek het, begin het. En so het hulle stelselmatig almal onder beheer gekry en dit is hoekom Amerika vandag nog na die pype van Israel dans. Ons hoor baie die gerugte wat sê dat Netanyahu is eintlik die president van Amerika. Nou ja, uit die aard van die saak het Donald Trump deur dieselfde situasie gegaan, daar in Butler in Pennsylvania, toe 'n persoon hom deur die oog geskiet het. Dit was presies dieselfde situasie as wat met Kennedy gebeur het, en natuurlik sal Trump graag wil weet, wie sit daarachter?
Maar die parallelle tussen die JF Kennedy sluipmoord en die poging op Donald Trump is baie dieselfde lyne. Daar's baie raakpunte. En toe kom hierdie dokumente word oopgestel en natuurlik het hierdie dokument ook uitgekom. Daar waar die rooi kringe getrek is op hierdie dokument, dit is waar die woord Israel voorkom. En soos hierdie opskrif dit sê, Trump cannot say it, but he is releasing the JFK files that are saying it loud and clear. Israel killed JFK. Israel controls the CIA. Israel controls the world. Israel controls the world. Israel needs to be exposed. This has nothing to do with the Israel of the Bible. Nou goed, dit is hierdie spesifieke persoon wat die dokumente aan die oog gehad het, sy opinie, maar Trump het nie dat hulle toegelaat dat hulle Israel doodmaak met kookiepen die woorde Israel nie. En hy self as president, wat die beeld moet hê dat hy vir Israel, soos dit nou bestaan, moet steun en beskerm, is dit 'n stille vingerwysing na Israel, dat hy hierdie dokumente nou vrygelaat het, en dat dit daar reguit in die dokumente staan, dat Israel is agter hierdie sluipmoordaanvalle. En Israel sit dus waarskynlik ook agter die Donald Trump se Butler, Pennsylvania aanval. Ek dink dit is 'n baie belangrike aspek om in agterkoppe te hou, want dit sê vir ons dat hier 'n groot mate van beheer dwars deur die wêreld plaasvind. Dat baie van die chaos wat tans in die wêreld bestaan en ook in Suid-Afrika bestaan, veroorsaak is deur die Israeliese intelligensiediens. Hoekom is 'n goeie vraag. Maar Rothschild, hy is die ou wat destyds die Britse koningshuis genadig het oor 'n eie staat van Israel. En dit is toe op die ou einde toegestaan in die Midde-Ooste, presies daar waar hy vandag nog is. Maar die staat van Israel, ek weet van die Bybelse Israel en alles wat daarmee saamgaan, maar die staat van Israel soos ons hom nou ken, het eers in 1948 tot stand gekom. En ons kan sien hoe hulle die media gemanipuleer het rondom die genocide in Duitsland, die Duitsers wat daar vergas is, nie die Duitsers nie, die Jode wat deur die Duitsers vergas is, die Holocaust. Nou daar is regtig waar, daar is Jode wat ontken dat daar 'n Holocaust plaasgevind het. Maar die algemene persepsie is daar en dit mag nie verwyder word nie. Want dis asof hulle self in plek wil hou, in 'n posisie van mag oor die wêreld wil plaas en ook in 'n posisie van mag in Suid-Afrika wil plaas deur net eenvoudig almal te herinner dat hulle eintlik die prooi was, die onskuldiges was, die vervolgers, die verdruktes was, die wat jammer gekry moet word. En almal moet jammer kry, maar hulle word eintlik deur dieselfde mense beheer. Nou mense moet my nie verkeerd aanstaan nie. Ek weet baie min van die Joodse politiek. Die is verskillende Jode en wat daarmee saamgaan en ek wil nie my kop in daardie byt nie steek nie. Maar dit is duidelik dat die Israeliese inligtingdienste 'n instrument in die hand van die internasionale Jood is en dat hulle die gitaar wil en sal slaan en dat Donald Trump hierdie dokumente gebruik het om vir die wêreld te wys wie was agter die moorde, die sluipmoorde van die Amerikaanse president JF Kennedy en die poging tot 'n sluipmoordaanval op sy eie lewe ook. Ek dink dit gaan verrykende gevolge hê
vorentoe. Dit lig 'n sluier oor sekere aktiwiteite, dit bring 'n bietjie duidelikheid, dit bring klarigheid. En die ou wat hulle gebruik het daar by Butler om te skiet op Donald Trump, dieselfde as Lee Harvey Oswald wat hulle gebruik het met die JFK Kennedy aanval, JFK, is dit duidelik dat dit is weer eens steeds die deep state wat beheer word deur die geldmagte van die wêreld. Nou ja, ek dink dit is iets wat vorentoe nog redelik aandag sal geniet, dat 'n mens nog jou oor op die grond hiervoor moet hou. Maar ek en jy wat in Suid-Afrika bly, moet besef dat hulle is hier ook. En hulle is aktief hier besig. Julle sien van hulle aktiviste deesdae baie meer gereeld op sosiale media waar hulle praat en vertel en uitvaar teen die swak ANC regering, maar op die ou einde van die dag hou hulle dalk vir ons die groter gevaar in. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en geniet hierdie naweek en ek is dan amptelik weer maandagoggend op my pos. So mooi dag en 'n mooi naweek en ontspan sommer.